Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broeders en susters, kinders, met soveel vreugde en dankbaarheid in ons harte kon ons sing. En deur ons lied en deur die openbaring van Gods woord kon elkeen van ons weer vanmiddag diep onder die indruk kom van God se onbeskryflike liefde en genade. Hy wat deur sy erbarmende genade mens kom word het in Jesus Christus ons Here. Soos deur die eeue reeds voorspel, word die belofte van God bewaarheid. Iemand sal kom. En hy sal kom tot redding en verlossing vir elkeen wat aan God behoort. En met sy koms na hierdie wêreld, sal alles verander, radikaal verander. 'n Nuwe tyd breek aan, die messiaanse tyd, die tyd van Christus. Hy is die helder môrester en die skynsel van sy lig kondig die jaarraad aan van 'n nuwe begin. Jesus, Immanuel, Redder, Verlosser. Hy kom om onder mense sy woning te kom maak. Hy kom word God met ons, God by ons. Hy is die woord wat mens kom word het, volkome God en volkome mens. In alle opsigte, broeders en susters, het hy die mens gelyk geword, uitgesonder die sonde, want as oorwinnaar oor sonde en dood kon hy triomfantlik uitroep aan die kruis: dit is volbring. Jesus, die lam van God, het die sonde van die wêreld, het u en my sonde op hom geneem. En as oorwinnaar oor sonde en dood, is Jesus die koning van alle konings, en hy is die Heer van alle heersers. Hy triomfeer tot in alle ewigheid. En aan sy koningsheerskappy sal daar geen einde wees nie. Die kindjie in die krib van Bethlehem bevestig self sy koningsheerskappy. Dis Jesus wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die volëinding. Jesus, die een wat vrede bring. Jesus, die een wat jou en my red en verlos. As vredevors is hy die lig van hierdie wêreld, en wie in die lig van Christus Jesus bly leef, sal nooit weer oorweldig word deur die duistere magte van hierdie verganklike wêreld nie. Dat Jesus die lig vir hierdie wêreld is, broeders en susters, daarom leef elkeen van ons in 'n lewende hoop en verwagting. Ons het 'n verwagting, ons het 'n toekoms, ons het 'n blye vooruitsig. Want Jesus, die Seun van God,
self ook God, het met sy reddende genade en sy ontfermende liefde in sy verlossende dade elkeen van ons kom aanraak. Deur sy bloed aan die kruis van Golgotha het hy duur betaal, maar hy bewerk vryspraak en hy bewerk verlossing vir my en jou. In Jesus Christus, die Seun van die lewende God, broeders en susters, breek daar 'n nuwe dag, 'n nuwe begin. Kom die Here Jesus na hierdie verganklike wêreld en kom breek en leef hy die evangelie. Hy breek en openbaar dit op so 'n wyse dat ons die belydenis hoor van sy disippels wanneer hulle vra, maar wie is ek? En hulle dan antwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar broeders en susters, nie alleen die disippels het hierdie getuienis oor hulle lippe uitgespreek nie. Ook ons vanmiddag, deur die inhoud van die lied en deur die openbaring van Gods woord, meer as 2000 jaar later, ook ons het met soveel vreugde en soveel oorgawe kon sing en getuig, Jesus, die Alfa en die Omega, die begin en die volëinding. Jesus, hy wat alles kom verander het. Laat ons daarom, geliefdes, broeders en susters, aanhou sing, aanhou juig, aanhou getuig. Laat ons sing van die verlossing en die redding, en laat ons getuig van die grootheid en die goedheid van Gods daad, wat hy in Christus Jesus in elkeen van ons bewys het. Want Christus bring die redding vir my en jou. Mag ons sonder ophou die wonderbare naam van Jesus elke dag oor ons lippe neem. Laat ons God met oorgawe bly dien. So was dit die genadige beskikking van die almagtige God, dat die kindjie in die krib van Bethlehem, Jesus die Christus, aan jou en my 'n nuwe lewe kom gee het. Laat ons leef na die voorbeeld van Christus. En mag elkeen van ons in hierdie adventstyd, broeders en susters, met stille verwondering in die geloof die seentjie in die krib raak sien, maar laat ons hom raak sien in die skadu van die kruis. Laat ons hom hoor roep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Laat ons met vreugde ons Here verheerlik. Amen. Kom, laat ons saam aanbid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir U onbeskryflike genade. Ons dank U dat U die Alfa en die Omega, die begin en die volëinding ook van ons bestaan is. Ons dank U, Here, dat U aan elkeen van ons die lewe kom gee het. En dat U aan ons toevertroue die gawe van die geloof, sodat ons ook vas en onwrikbaar mag glo, dat U die lewende, die enige, die onveranderlike God is. Ons bid, Vader, dat U ons sal begelei, ook in hierdie tyd van die Advent,
Laat ons as gelowiges in ons gedagtegang ook in stille verwondering diep nadink oor die genade in Christus Jesus. En mag ons bly wees en juig en sing van vreugde oor die goedheid en die guns en die genade so onverdiend aan ons bewys. Begelei ons Vader so elke dag. Dankie vir die geleentheid wat U ons bied om in hierdie donker soekende wêreld te getuig, Jesus die lig vir hierdie wêreld. Ons bid Vader vir elkeen wat in hierdie uur so saamgekom het. En ons bid dat U ook mag skenk dat wanneer ons van hier verder gaan, ons met liefde ook mag uitdra. Dit wat U in Jesus Christus ons kom leer het. Ons dankie Vader vir die gemeentes se saamkom. Ons dankie vir elke herder, elke leraar, maar so ook vir elke lidmaat. Dankie Here dat ons saam wees mag wees tot die eer en die verheerliking van U driemaal heilige naam. Wanneer ons dan uitmekaar gaan, mag U Vader van genade U bewarende hand oor elkeen van ons hou, dat waar ons ook al mag wees, elkeen van ons sal wees sieraad in U koninkryk. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.